Baie welkom by C'est la vie. Baie welkom Koos. Dankie Gerard. Hoe gaan dit met jou? Gerard, dit gaan met my goed, maar ek is so effens under the weather. Hey. Jy weet, van daai tyd van COVID af, kry ek elke nou en dan nog. Dit voel of ek koors het, maar ek het nie koors nie. Wat kan dit wees, Gerard? Is dit in my kop? Ons sal later daaroor gesels. Hey. Ons Axel, jy kan kom sit by my, ons kan alles uitpak, hopelik voel jy beter. Dis nie maklik nie, Gerard. Ek hoop jy voel beter, Koos. Ek hoop jy voel beter. Ek kan nou, daarom sê ek het jou nie aangesteek, want dis 'n hele paar weke terug wat ek siek was hier. So. Okay, nee, maar dis reg. Maar jy is so welkom hier saam met ons. Ons is in die tydperk van lent en ons kan sommer so voel in die dienste en ons is besig met hierdie ondersoek in ons dienste. Ervaar ons iets van die gewig van Pasen wat naby kom. Wat 'n wonderlike belewenis was gister nie gewees nie. En ek wil jou nooi as jy gister se diens nie gekyk het nie. Dis beskikbaar op al die platforms. Kyk gerus ons diens en en jy sal ook ervaar saam met ons hoe die gewig en hoe nader ons kom aan Pasen, hoe wonderlik dit absoluut word. In die Bybel is daar baie verse wat ons lees, wat praat oor oorwinning. En ons lees dit en is lekker om die verse te lees. Jy weet, soos Romeine 8 wat sê, en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ons lees 1 Korintiërs 15, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Johannes 16 vers 33 sê, dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In hierdie wêreld sal julle moeilikheid hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Hierdie oorwinningsverse, en al die verse is 100% waar. Dit is verse wat ons nie vanaf kan wegskram nie, maar dit is ook lekker vers om te lees, want dit vertel vir ons van oorwinning. Dit is lekker om te praat vanuit 'n plek van oorwinning uit. Maar baie keer dan kom die lewe, en jy kom in seisoene wanneer hierdie verse iets is waarvoor jy hoop. Dit is nie iets wat jy dalk noodwendig ervaar nie. Jy voel dalk, weet ons, dinge wat gebeur, wat voel jy's in 'n stryd. En dit is wanneer daai vers veral praat van in al hierdie dinge, in Romeine 8. Wat is al hierdie dinge? Die herfsttyd van die lewe. Nou in die tydperk van lent waarin ons is juist so 'n tyd van vas. En wat is die een ding van vas? Daar's iets wat moet sterf. Dit is 'n sterf in myself wat gebeur in 'n vas tydperk. Ek sê nee vir iets. Ek kies om te sterf vir hierdie een ding, om nader te beweeg aan God. So in hierdie tydperk van lent is ons baie bewus van hierdie herfsttyd, hierdie tyd van 'n saad wat moet doodgaan om weer lewendig te word. Is 'n tyd van herfs. Kom ons gesels oor juis hierdie tema van lent se herfsreis wat ons beleef in hierdie tyd. Ja, Gerard, soos ons gesê het hier in lent of lydenstyd, het ons simboliese sterftes. Dis 'n simbool, net soos wat die doop 'n simbool is van iets groter. Maar die simbool herinner my aan die werklikheid. Dit herinner my, soos wat die doop 'n begrafnis is, herinner dit my aan die ware dood, wat ek sou moes sterf vir ewig, as Christus my nie kom red het nie. En ons sê altyd spottenderwys as ons iemand doop, omdat Christus vir jou gesterf het, los ons jou nou nie onder die water nie. Ja. Jy weet ons, jy het ook opgestaan. Is 'n simbool, maar die simbool herinner jou altyd aan die werklikheid. En so, as ons sê, ek lê iets neer in lent, soos wat jy nou tereg sê, soos 'n sterwensproses van 'n saad deur herfs en winter, om weer te groei, of 'n plant wat in 'n winterdood ingaan, om weer met die lente sy blare terug te kry. En dis eintlik toevallig waar die lent woord vandaan kom, is eintlik die Engelse woord, nee? En dis mos nou aan die ander kant van die wêreld. Daar is
die tyd van lydenstyd is daar in die lente. Ja. Soos wat ons nou in herfs ingaan, en daarom sê ons vandag, vir ons is lente 'n herfsreis. Ja. En ek dink is baie gepas, waar ons dink aan dinge wat sterf. Maar Gerard, wat my baie keer tref, is hoe gelowiges presies doen wat jy nou sê. Hulle sien die kans vir die sterfdeel, of die sterfverse, of selfs daardie vers wat jy aangehaal het, die hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin is die deel wat ons onderstreep, maar nie die deel, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê nie. Ja. Dis al twee. En is dit nie so nie, dat ons, as ons Christene is, sê hierdie, ons leef nie net om hierdie klein simboliese ervarings van dood te hê nie. Ons is op pad na die dood toe. Ja. En ons is realiste wat dit sien. Glo ons werklik in wat die skrif sê oor die dood? Ek het dikwels met mense te doen, Gerard, wat selfs wat die dood betref, in hierdie soort van positivistiese, fanatistiese beklemtoning net van oorwinning, lig, en nie eers ruimte wil maak vir die moontlikheid dat 'n geliefde sal sterf nie. Jy mag nie eers naby hulle kom en die woord die dood gebruik nie. Jy moet nie eers praat oor testamente nie. Jy moet nie praat oor selfs siek wees nie, want jy bring die dood, jy spreek dood. Wel dan is die hele Bybel verkeerd. Want die Bybel praat oor en oor daaroor dat 'n gelowige sy gedagtes moet uitklaar oor die feit dat hy gaan sterf en dat hy reg sal wil sterf en dat hy gereed is om te sterf. Wel, dit is wat my nou net toe ons gesit en gesels het oor vandag se tema. Toe sê jy die woorde, hier is so baie verse, ek weet nie wat om te kies nie, want dit is so baie in die Bybel. En ek het een keer 'n vriend van my hier in die gemeente my gevra, sal ek kom bid saam met 'n kollega wat eintlik op sterwe lê. En hulle het baie bekende predikers selfs ingevlieg om vir hom te kom bid. En van die predikers het vir die vroutjie gesê, nou, ek het nou vir hom gebid, hy het breinkanker gehad en hy was baie siek op sy laaste. En jy moet nou net glo, jy moet nou net vashou. Hy sal hier opstaan. 'n baie soort van die Engelse woord patronizing. Ou vroutjie, kom nou. Nou is dit tyd om te glo. En my vriend het vir my gevra, sal ek ook net kom bid? Dis vir hom iemand baie naby aan hom. En die aand voor die tyd, toe raak ek stil en ek dink, nou wat gaan ek daar doen? En in my hart voel ek moet sommer 'n stemopname maak. Met wat glo 'n gelowige oor die dood. En ek moet dit vir hulle vat. En ek kry in my hart, ek moet die persoon vra of begelei om te deel met die dood. Is dit ongelowig om te sê, ek is gereed ook om in hierdie siekte te sterf? Spreek jy die dood? Is jy negatief? Is jy ongelowig? Of is dit juis geloof om te sê, selfs al sou ek hier sterf, dan ek vertrou dat ek hier gaan opstaan, maar selfs al sal ek hier sterf, ek wil my binneste sterk maak om gereed te wees om te sterf. En ons hoef nie te wag tot die dag dat ek of baie oud is en voel my tyd is naby, of baie siek is nie. Ons kan, terwyl ons springlewendig is, sê, ek glo wat die Bybel sê oor die dood. Is ons leef in 'n samelewing wat so behep is met jonk wees en presies ook met die lewe doen, wat jy nou sê, ons wil net hierdie deel beklemtoon. Elke plooitjie moet wegwees, jy kry inspuiting in 'n salfie vir enige ding wat net naaste by
jou laat voel, jy's 'n bietjie nader aan die dood. Maar dit is die probleem in die westerse wêreld, want die dood is 'n taboe tema. Maar daar's baie ander kulture waar die dood, ek dink aan Indië byvoorbeeld, is die dood 'n alledaagse iets wat gebeur. Jy weet, ek het al met mense gepraat wat gesê het, jy weet, hulle wil nie eers praat oor Jesus se kruisiging en sy dood per se nie, want dit stel vir die kinders 'n negatiewe idee. Presies. Want die dood is dit is 'n verskriklike ding, maar ek praat nou van die dood aan die kant, maar wat Jesus kom doen het is om juist die effek van die dood wegkom vat. Ja, kinders mag nie by wees as diere geslag word nie, moenie diere daar gejag word nie, moenie by die kus kom as iemand dood is nie, selfs nie na die hospitaal toe gaan as oupa siek is nie, want jy weet, ons wil oupa op 'n ander manier onthou. En wat jy weet, in sekere gevalle maak dit sin, maar die probleem lê by die feit is dat ons het bang geraak vir die dood. Die dood het vir die realiteit, ja, maar want dit het iets geword wat dit nie eintlik hier beskryf word vir 'n gelowige nie. Nou, Elizabeth Elliot sê, George MacDonald said, if you knew what God knows about death, you would clap your listless hands. But instead I find old people in North America just buying this whole youth obsession. I think growing older is a wonderful privilege. I want to learn to glorify God in every stage of my life. Dit is vir my gesond. Of jy gesond is, of as jy siek is, selfs terwyl jy vertrou om beter te raak, te sê, maar sou ek hier sterf, het ek klare voorneme gemaak. My sake is gereed, ek het onafhandelde verhoudings hanteer, ek berei my voor, soos wat die eerste jong gelowiges in die eerste kerk moes elke aand die gebed bid, Here, ek lê my vanaand neer in die dood. Ja, sure. Want dit was 'n realiteit, jy kon vervolg word. Paulus sê in Romeine 14, niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. En of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor dode sowel as lewende te heers. Wat 'n stelling van Paulus. Ek lewe en ek sterf tot eer van die Here. Om myself so voor te berei. In 1 Korintiërs 3 maak hy nog 'n meer radikale stelling. Hy sê, alles behoort aan julle, vers 21, of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenwoordige, of toekomstige dinge, alles behoort aan julle. Gerard, wat 'n aangrypende stelling om te maak. Die dood behoort aan jou. En wat 'n wonderlike oorwinningsvers is daai nie ook nie. Ja. Maar ons wil dit nie sien as 'n oorwinningsvers. Ja, en om oor die moontlikheid van die dood te praat, ek het nou met soveel mense te doen gehad wat weier sê, moenie daai woord noem naby 'n persoon wat sê nou maar kanker het of siek of erge hartprobleme het nie, want dit is asof dit dan die dood gaan veroorsaak. Terwyl ek glad nie so dink nie. Ek weet van iemand wat die man van die vrou wat sterwend was, jong vrou, haar ouers belet het om naby te kom, want hulle spreek die dood. So. Hulle wil met haar praat of sy gereed is of so. Wat 'n geweldige ding om te sê. Dis asof hierdie tipe positivistiese idee dit 'n taboe maak om enigsins oor die dood te praat. En asof alles waarvoor ons die Here vertrou is net dinge wat
dat dit sluit uit dat ons mag sê, kom ons praat nou oor die dood. En Paulus sê in 1 Korintiërs 7 vers 19, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar dit maak, hierdie wat Paulus hier sê, is vir my absoluut die sleutel tot dit, want natuurlik, om iemand te verloor in die dood aan hierdie kant van die lewe is verskriklik. Dit is pynvol, dit is nie iets wat enige mens sal wil hê nie, maar om die werk wat Jesus kom doen het, te reduseer net vir wat in hierdie lewe gebeur, maak ons arm. Wat Christus kom doen het maar ek wil nie eers sê, die heelal natuurlik verander, maar die totale bestek van alles wat bestaan, in die geestesrealm en in hierdie fisiese realm, alles verander. Die dood se angel is uitgetrek, die dood maak nie nou ewig dood nie, die dood maak miskien hierdie fisiese liggaam dood, maar die nagevolg daarvan is uitgetrek. So Christus sal, God, as ons bid nou, Here, iemand het eendag vir my gevra, toe 'n vroutjie, toe 'n man op sterwe was, het hulle ook 'n klomp predikers ingekry, hulle is baie welaf mense, hulle het ouens vir daai, wat is daai prediker daar bo in Afrika, daai genesingsprediker. Die Joshua wat nou Ja. oorlede is. Ja, hulle het hom ingevlieg en hulle het Angus Bach ingekry, hulle klomp mense gekry om vir hom te kom bid. En hy is toe nou dood. En sy het toe na die tyd, sy het 'n geloofskrisis beleef daarna, want sy sê toe maar, hoekom het die Here hom nie genees nie? En in 'n oomblik van, ek dink seker bonatuurlike hulp, het ek net gesê, maar die Here het nie genees nie. Hierdie belofte, die genesing het nog steeds plaasgevind. Dis net nie hier nie. Hy leef nog steeds. En ek dink omdat, want dit is wat Paulus hier sê, as ons net hoop vir hierdie lewe, dan is ons arm, dan verarm ons dit wat Christus kom doen het. Ja, Gerard, nou, dit wat jy nou sê, was op my hart toe ek nou na daardie man toe gaan, van wie ek net nou gepraat het. Hy lê sterwend. Ek kom toe die oggend daar by die vroukie aan, saam met my vriend. En hy sê vir haar, hoorie, Koos is nou by Eden gemeente en ek is in die gemeente, kan hy vir jou man kom bid? En sy bars in trane uit. Sy sê, nee, as nog een persoon vir ons kom sê, wat om te doen, dat hy moet gesond word. As nog een persoon kom bid, dat hy moet gesond word. Almal wil ons help, dat hy moet gesond word. Niemand help ons, dat hy kan doodgaan nie. En ek sê van nee, ek het juist daarvoor gekom. Bid saam met hulle, gee vir haar toe 'n CD wat ek soms so met my stem opgeneem het en gesny daar op my rekenaar. Speel vir jou man wat ons glo oor die dood. Want Spreuke 14, in die hele Ou Testament is selfs vol van sulke inspirerende idees oor hoe 'n gelowige moet dink oor die dood. Spreuke 14 vers 32 sê dat 'n goddelose word as hy in die ongeluk kom, bedoel die calamity van die dood, word omgestoot, die goddelose. Maar die regverdige vind 'n toevlug, nie uit sy dood uit nie, by sy dood. Die Amplified Bible sê, the righteous has hope and confidence, even in death. Nie net from death nie, in death. Here, hier is ek. En sedertdien het ek vir soveel mense so 'n tipe opname gegee, en ons wil dit nou eersdaags, ons het dit op YouTube geplaas, nee Gerard, ons sal dit mooi herdoen met musiek by, en dat daar lê jy nou, ek onthou 'n ander man, ook in die gemeente, hulle het hier kom aftree, welaf persoon, so opgewonde, hulle het in hulle vakansiehuis kom aftree, en al die jare het hy 'n boot gehad, en het 'n moesie agter gehad van die son, kanker, en hulle was net 'n paar maande hier, en hy is dood, maar toe hy nou die tyding kry uit kanker, gaan ek na hom toe, en ek sê vir hom presies wat ek nou vir jou sê. Sê, dit beteken nie ek vertrou nie saam met jou, dat die Here jou moet optel nie.
Maar kom ons begin aan die ander kant. Sê nou, hierdie ding gaan jou vernietig. Weet jy wat 'n gelowige glo oor die dood? Want jy moet net so sterk geloof hê oor die dood as wat jy geloof het oor die lewe. Ja. Net soos wat jy God vertrou vir genesing, so moet jy hom vertrou om reg te sterf. En ek gee vir hom so 'n opname en sê, gee vir hom die uitgedrukte, soms 'n oorsig oor wat die hele Bybel sê oor die dood. Net voor sy dood was ek by hom in die hospitaal. En hy het my so gekyk, sê, Koos, jy weet nie hoe jy my gehelp het nie. Hierdie afgelope paar maande, toe ek alles lees wat die Bybel vir my sê oor die dood, het 'n stuk angs uit my uitgegaan. Dit beteken nie, hy het nie ophou vertrou, Here spaar my vir my gesin nie, maar daai angs en daai geloofswroging, kyk hoe verloor ek nou, kyk my geloof het gefaal, kyk, dit het nie gewerk nie. Natuurlik het dit gewerk, want jy het twee goed voor God gesit, Here. Ek sit my liggaam en ek vertrou U vir genesing en ek sit my liggaam voor U. Ek vertrou U dat wanneer ek ook al sal sterf, ek gereed sal wees. En ek sal nooit die vreugde en die dankbaarheid van daardie persoon kan vergeet nie. Ek sê, Koos, jy weet nie, as jy dit nie vir my gegee het nie. The righteous has hope and confidence even in death. Om jou toe te rus met wat die hele Bybel sê, en ek het nie tyd om al die verse selfs wat jy daar voor jou het, natuurlik ken ons almal Psalm 23, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. Nou, hierdie mense wat so sê, nee, mag nie doods, wil nie eers hê, jy moet dit vir die geliefde gaan lees nie. Ja. Nee, dis nie nou ter sprake nie. Ek gaan nou net so vinnig oor my notas. Ek hou so van Psalm 48, sê hy vir die volk, julle moet vir julle kinders vertel, dat God is, vir ewig en vir altyd, en hy sal ons lei tot die dood toe. Maak julle kinders groot met die idee dat God jou God is deur die lewe en by die dood. En daar in Psalm is dit 72, Gerard, wat is dit? 73, daai Psalm waar Asaf ons daai groot krisis het. Kyk hoe goed gaan dit met mense wat nie die Here dien nie, en hoe sukkel ek. En dan sê hy het byna sy geloof verloor, en dan sê hy, maar toe, ons weet nie wat gebeur het nie. Hy sê, totdat ek in die heiligdom ingegaan het. Miskien was hy in die tabernakel, miskien was dit later in die tempel, en hy het gebid, en 'n ervaring met God gehad, miskien in 'n visioen. Miskien het hy net in waarneming iemand gesien sterf, en dit was vir hom 'n heilige oomblik. Hy sê maar, totdat ek gaan kyk het, hoe hulle sterf. Toe sê ek, nee, wag 'n bietjie. Ek was verkeerd. Ek is die bevoorregte een. Want dan maak hy 'n vergelyking. Hy sê, kyk hoe sterf iemand wat nie God het nie, en kyk, wat weet ek gaan die Here vir my doen, by my sterfbed. Hy sê, U sal my lei deur U raad, en my daarna in heerlikheid opneem. En skielik is hy stryd oor dinge wat in die lewe onregverdig lyk. Ek kry so swaar, of ek is dalk so siek, en op een plek sê, kyk hoe vet is hulle peel amper uit, dis die taal wat hy gebruik, so goed gaan dit met hulle. Met my, ek sukkel so. Maar toe sien ek, Here, die dag as die einde kom, wat by my dood gebeur, dis 'n skeidingsoomblik. En dan kom hy tot die konklusie, wie het ek buiten U in die hemel? En buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees. Kyk wat sê hy. Weereens sê ek, nou die persone van wie jy ook gesê het, hulle sê nee, net die positief. Nee, los daai deel. Moenie sê al beswyk my vlees nie. En my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. En natuurlik 'n wonderlike vers vir my, Psalm 116, vers 15.
kosbaar, waardevol, dis iets baie groot, sê dit, is in die oë van die Here, die dood van sy gunsgenote. Gerard, wat 'n beeld. Dink ek, Here, laat my so leef, dat die hemel tot stilstand kom. Sê, hey, hoor julle, dis 'n groot dag vandag. Koos kom huis toe. Dis 'n kosbare dag vir my. Ek het hom sy hele lewe gedra. Hy het my soveel keer teleurgestel, maar hy het aan my vasgehou. Hy is my gunsgenoot. Julle, ons moet hom verwelkom. Gerard, kan ons so nie dood dink, dat ons op pad is na 'n nuwe plek toe. Jesaja 66 sê waarvoor ons leef. Kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word nie. Dit sal nie in jou hart eers opkom nie. Hierdie stryd gaan verby. Jy gaan nie eers dink aan hoe swaar jy gekry het daar op daai bed waar jy dalk nou lê, met daardie gewas of met jou hartprobleem nie. Jy gaan dit nie eens onthou meer nie. En dit is als Ou Testament skrifte hierdie, Gerard. As ons by Jesus se uitsprake kom, is dit so erg dat hulle hom daarvoor wou doodmaak. Hulle het gesê hy is mal. En ons sal vir die groep, sommer so 'n klomp van die vir ons sirkels gee, maar op een plek sê hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En in 2 hoofstukke later sê hy, voorwaar ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. Wonder wat as 'n mens so treur en dink, ja, ek treur want ek mis iemand. Ja. Maar ek treur nie as ek weet hy die Here geken. Ek treur nie oor wat hy ervaar het toe hy gegaan het nie. Hy het die dood nie eers gesien nie. En dit is die hele storie van Paasfees wat dit moontlik gemaak het. Die dood is nie vir ons gaan nie die dood sien eers nie. En ek dink dit is die probleem wat ons mee sit, want ons kyk na natuurlik, die mis is groot aan hierdie kant van die ewigheid, en dit verstaan ons, in die hartseer, en daai verstaan mense so, maar die persoon wat sterf, wat die Here ken, soos jy sê, dit is 'n wonderlike, kosbare oomblik vir daardie persoon, want hulle is in die teenwoordigheid van hom. 'n baie goeie vriend van my hier in die gemeente, Gerard, hy was so oud soos my pa, maar ja, ek mis hom ook so, hy is tydens COVID oorlede. Ek kan maar sy naam sê, Philip Kuipers. Hy was so 'n filosofiese persoon. Sy elke nou en dan het ek net daar in sy kantoor, sy studeerkamer gaan sit daar in Wildernis teen die meer. En dan voel jy's nou hier by een van die mees beleese, interessantste mense wat jy ken. En tydens COVID is hy oorlede. En ek was net te laat, want ek moes 'n roudiens hou, wat 'n tyd was daai nie. En toe ek uit die roudiens kom, toe bel sy vrou vir my, sê, jy het dit nou net gemis, hy is nou weg, maar sy sê, hy het so op sy hospitaalbed gelê, so begin kyk. Ja. En dit is my eie ouma, my ma vertel vir my hoe sy oorlede is. Diep gelowige vrou, sy het 10 kinders gehad, hulle almal laat kom, sê, asseblief, nou moet julle nie huil nie, want ek is nou gereed om te gaan, maak vir my 'n bordjie pap, melk, dis haar laaste, goed, dan roep sy die dogters in, kom was my mooi, trek vir my mooi aan, en dan wil ek, julle moet 1 vir 1 inkom, en my kom groet. Ja, dis mooi. Toe hulle almal haar gegroet het, sê sy, goed, sing nou, ek kan nie onthou wat sy ou gesang dit was nie, en sy sê vir hulle, sien julle nie, Jesus is hier, hy kom my nou haal, dis hoe sy dood is. Ja. En dit sê vir my, dat ons kan anders, as ons hierdie skrifte, skrif op skrif, die eerste keer toe ek so 'n CD voorbereid, was hy amper 'n uur lank, en ek het nie alles gesê nie. Maar kan ons glo wat Paulus sê hier in Romeine 8,
is ons so bekend, maar dink weer daaraan. Hy sê, ek is verseker dat geen dood. Nou net die vorige vers is net soos jy gesê het, is waarvan ons hou om aan te haal. En al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Dierom wat ons lief gehad het. Die volgende ding wat hy sê is, die dood. Ja. So, hy sê ek is 'n oorwinnaar selfs as ek sterf. Ek is 'n oorwinnaar in my dood. Ja. Ek is verseker geen dood of lewe of engele of owerhede, magte, teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel. Ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Wat gaan jy ervaar as 'n gelowige by die dood? Liefde. Want dit kan jou nie skei van God nie. En daarmee wil ek afsluit, Gerard. Paulus het so geleef. In Filippense 3 het hy gesê, hy glo hy's 'n burger van die hemel. 2 hoofstukke voor dit het hy gesê, ek het 'n verlange om te gaan. Ek kan nie wag nie. Ek is in 'n tweestryd, ek moet nou kies. Dit klink asof hy voel, ek weet nie of hy ervaring gehad het met die Here of wat nie, dat die keuse is joune. Ja. Wat sal jy kies? Sê ek eintlik wil ek al gaan, maar ek het gekies om nog 'n rukkie te bly te wille van julle. Ja, as ons daarom so oor die dood kan dink. En dit, ek dink dit is die hele as ons nou daai oorwinningsverse soos wat jy nou net gesê het, lees in die konteks van wat gebeur het by Pasen en wat Jesus kom doen het vir ons. Nou beskiklik maak daai verse baie meer sin, want dit is in 'n nuwe konteks waarin mense daai verse lees, want dit is nie te doen net met die oorwinning van hierdie kant van die lewe nie. Ja. Dis die totale oorwinning wat gepraat gaan word. Ek sal nooit vergeet my pa was baie bang geweest toe my ouma op sterwe lê. Was daar iets in daai ding van, jy weet, mens wil nie ingaan by haar nadat sy dood is nie. En ek sal nooit die oomblik vergeet nie, my ouma het 'n wonderlike dokter gehad, wat 'n groot kind is van die Here. En het my pa in die hand gevat en gesê, kom sê bye-bye. Dis toe my ouma nou al gegaan het, sy het net gegaan en hy het hom ingevat en laat my pa nou daar gaan tot sins sê. En my pa vertel net vir my altyd van watter 'n wonderlike ervaring was dit om haar daar te sien met die vrede op haar gesig toe sy gegaan het. Want sy het ook die Here geken. Sy het in haar laaste paar oomblikke het sy die hele tyd Psalm 91 was haar gunsteling vers. En oor het sy nou daai vers heel tyd gesê. En sy het met daai woorde op haar lippe het sy haar laaste asem uitgeblaas. En toe my pa daar staan toe sê hy kan nie beskryf die vrede in haar gesig nie. So die prentjie wat die wêreld vir ons skets van die dood is 'n verskriklike ding. Maar vir 'n gelowige is die dood kan ook, daar's 'n stuk mooiheid, want dit is soos wat ons in die begin gesê het, hierdie saad wat sterf sodat nuwe lewe kan uitspruit. Ja, en daarmee, Gerard, verromantiseer ons nie die dood soos Elizabeth Kubler-Ross nie, dat dit hierdie mooi natuurlike oomblik is, die siklus van die lewe nie. Dit is steeds 'n vyand. Maar die laaste vyand, sê die skrif, moet nog oorwin word. Maar op die oomblik as daardie vyand na my toe kom, sê Christus, ek gaan die gruwel daarvan, die gruwelikheid, ek gaan jou daarvan beskerm. Ja. En daar gaan 'n dag kom dat selfs dit vir ewig verby is. En alle trane afgedroog word. So ek dink die natuurlike vrees is nie 'n probleem nie, maar om te sê, Here, dit wat my instink vir my wil sê, gaan gebeur, dis 'n vernietiging, ek gaan ten gronde, en ek gaan in 'n donker staat van bestaan, of ek word heeltemal vernietig, ek verloor my menswees vir altyd. Ek kan vir daardie instink sê, dis jy lieg. Dis nie waar nie. Ja. As ek by my lig fisiese einde kom, gaan ek met liefde oorspoel word, en die Here gaan sê, dis my gunsgenoot, kosbaar, is vir my nou sy dood, ek gaan hom haal, ek gaan hom opneem, I will meet him. Sure.
Dankie Koos. Mag ons in hierdie tydperk van lent werklik iets nuuts beleef van hierdie lent se herfsreis. In die gespreksriglyn sal ons al die verse en nog baie meer wat bysit en mag jy as groep en ook jou as individu saam reis deur hierdie verse en mag dit vir jou ook 'n wonderlike reis wees. Baie dankie Koos. Dankie vir elkeen van julle. Sien julle volgende week dieselfde tyd, selfde plek hier by Selawi. Totsiens.